Goeiedag klas, ek hoop dit gaan nog goed met elkeen van julle. Ek gaan sommer dadelik inspring met vandag se les en ons gaan fokus op gediganalysering. En die gedig wat ons gaan doen vandag is Die Heks van Heksrivier deur Philip Nel. Nou, die doelwitte aan die einde van die les, wat ek wil hê julle moet kan toepas aan die einde van die les, is ek wil hê julle moet die struktuur en die temas van 'n gedig kan analiseer en die gebruik van poëtiese taalgebruik en tegnieke in die gedig kan identifiseer en verduidelik en dan ook julle eie interpretasie van die gedig en kan reflekteer daaroor. Ek wil hê julle moet kan terugdink oor wat in die gedig gebeur het en dan julle eie opinie kan lig. Soos wat julle alreeds kennis het oor gediganalysering vanaf graad 10 tot 11, gaan ons nie regtig in diepte gaan met hierdie gedig nie. Hierdie is ook nie 'n baie moeilike gedig nie, in my opinie. Maar dit is maar net weer 'n recap kan gee van wat julle klaar weet. Nou, met Die Heks van Heksrivier. Ek het dit uitgeprint. Julle is baie welkom om ook hierdie slideshow te vat en dit vir julle self uit te print sodat julle notas daarop kan skryf. Dit is maar net altyd makliker. En soos wat ons dan deur die les beweeg, is julle baie welkom om julle eie notas te maak op julle eie tempo. Dit is wel 'n asinkroniese les, so dit is nie dat julle gedruk is vir tyd nie. Nou, Die Heks van Heksrivier. Die rede hoekom ek ook hierdie gedig vir julle wil lees, is baie belangrik oor die ritme en die tempo van die gedig. Nou, toe die Heksrivier se heide teen die berghange blom, het 'n hugenote meisie van Drakensberg gekom. Die lig in haar oë het die jonk mans betower, maar net een kon dit regkry om haar hart te verower. Elise, o Elise met die lieflike oë, jou hart sou jy gee vir die rooi orgidee. Elise, o Elise, jy het jou liefde beloof aan hom wat die blom van die berghang sou bring. Toe hy opklim teen die kraanse na die rooi orgidee, het sy lankal besluit om haar liefde te gee. Maar sy voet het gegly en onder op rotse, met 'n disa in sy hand, in sy liggaam gekry. As nevels in die maanlig om die rotshande vou, staan daarbo die afgrond 'n eensame vrou. En saam met winde wat huil deur die klowe, roep sy na hom, want haar hart was beloof. Elise, o Elise, met die lieflike oë, jou hart wil jy gee vir die rooi orgidee. In my opinie, dink ek hierdie is een van die mooiste gedigte ooit. Veral die een deur Philip Nel. Nou, net 'n bietjie agtergrond. Hierdie gedig is intertekstueel. So wat dit beteken is, daar is alreeds klaar gedigte wat bestaan oor dieselfde verhaal. Hierdie gedig fokus nou net op Philip Nel se, so daar is hierdie storie van die Heks van Heksrivier kom al vanaf die 18de en die 19de eeu af. En daar is klomp weergawe van die Heks van Heksrivier oor dieselfde gedigte. Ons gaan net fokus op die een van Philip Nel. Nou net 'n bietjie agtergrond oor Philip Nel. Hy was amper vir 30 jaar 'n onderwyser gewees en hy is baie bekend vir iemand wat gedigte getoons het, verwerk en opgeneem het. Julle is baie welkom om op Litnet te gaan en te gaan kyk na sy werk en na sy skryfkuns. Hy is ook bekend vir iemand wat lirieke en radiodramas skryf. So ek sal aanbeveel, gaan op Google, gaan op Litnet en dan gaan lees julle 'n bietjie van sy ander werke. Nou, net 'n uitleg oor die gedig self. Hierdie gedig is 'n ballade, 'n volksballade. Nou wat beteken dit? 'n Volksballade is 'n spesifieke soort gedig wat 'n storie vertel in 'n dramatiese en emosionele styl met 'n sterk ritme en refrein. So die ritme en refrein speel 'n baie groot rol in 'n volksballade, as ek dit so kan sê. Nou net die eienskappe, daar's 'n verhalende styl, strofes en taalgebruik is baie belangrik. Die taalgebruik van 'n ballade is nie so intensief soos wat gedigte normaalweg is nie. En daar's ook 'n tradisionele oorsprong en dramatiese element. Baie belangrik,
Hierdie gedig bestaan uit 4 kwatryne en 1 couplet. Nou, oor die algemeen sal julle sien ballades bestaan uit 4 kwatryne en 1 couplet, maar ons gaan later 'n bietjie meer insig gee oor hoekom is daar 4 kwatryne en 1 couplet. Nou, die titel van hierdie gedig, Die Heksrivier, daar is eintlik 'n heksrivier van dies van wat nie geweet het nie. Die Heksrivier is 'n sytak van die Breederivier en die Breederivier is in die Matroosberg pas, so die hoogste bergpiek in hierdie streek is die Matroosberg. En van julle wat klaar weet, dit is baie steil hellings met gevaarlike paaie en klowe, so dis hoekom die stemming en die toon van hierdie gedig is perfek op die eintlike prentjie van die Matroosberg streek. So, en dan die heks is dan hierdie Elise, hierdie vrou, wat verskyn in hierdie streek op soek na haar liefde. Nou, kom ons begin met die analise van dit. Ek gaan net so vlugtelik deur dit gaan, ons sal in klastyd, sal ons bietjie meer in diepte gaan, maar soos julle kan sien, in reël 1 en 2, verskyn daar alliterasie van die H-klank en die B-klank. Die harde klanke. Dis harde klanke, so dit is 'n uiteensetting van die toon. Hierdie gedig is nie 'n liefdesverhaal nie. Dis 'n baie hartseer, eintlik 'n tragediese gedig. So die B en die H klanke, soos die berggange, blom, heksrivier, heide, hugenote. Dis baie harde klanke. Soos julle kan sien vanaf reël 1 tot 4 is dit paarrym, blom, gekom, betower, verower. En dan baie belangrik, julle sal sien in hierdie hele gedig, in elke strofe, kom daar enjambement voor, en die enjambement se doel is, dit bind die gedagte saam as 'n eenheid, van wat gebeur in die strofe. Dis 'n oorgang van reëls sonder enige leestekens, juis met die idee dat jy vanaf die een versreël na die ander versreël kan lees, sonder om 'n breekpunt te ervaar. So dit bind net die gedagte as 'n eenheid saam. So as ek vir julle in julle toets gaan vra, wat is die doel van die enjambement in hierdie gedig, dan moet julle net vir my sê, dit bind die gedagtes as 'n eenheid saam. Okay. Wat is die agtergrond van hierdie 4 versreëls? Dit is maar net vir ons 'n baie mans het probeer om haar hart te verower, maar net een man was wel suksesvol. As ons gaan kyk na versreël 5, sal julle sien daar kom 'n herhaling voor, Elise o Elise, en dit is maar net, die doel van hierdie herhaling is die beklemtoning dat sy baie pragtig was, haar oë. Julle sal sien met die lieflike oë, dit is maar net om te beklemtoon dat sy baie mooi oë gehad het. Weereens, vanaf versreël 5 tot 8 kom 'n enjambement voor om die gedagtes as 'n eenheid saam te bind, maar die gedagte agter hierdie versreël is net sodat ons kan weet dat Elise was so ydel dat sy haar liefde vir die rooi orgidee wou ruil. Eintlik selfsugtig, as jy my vra. In versreël 7, baie belangrik, sal julle sien die jy het of jy't word afgeknip na jy toe. Dit beklemtoon die ritme van die gedig, sodat die ritme van die gedig nog steeds uiteengeset kan word. En as dit jy het was, sou dit dalk miskien die ritme verander het. Okay. Net weer eens om 'n agtergrond te gee, hierdie strofe handel oor Elise, wat haar liefde beloof het aan die man wat die rooi orgidee van 'n berghang sou wou pluk vir haar. As ons gaan kyk na versreël 9 tot 12, weer eens, ek herhaal, enjambement speel 'n groot rol in hierdie gedig. Dit bind maar net die gedagte saam, sonder die gebruik van leestekens. Soos julle kan sien, daar kom assonansie voor van die o-klank, orgidee, opklim, rooi, om, op. Dit is ook maar net, dit breek die paarrym. So die paarrym is wanneer al 4 die 2-2-2, maar hierdie is net orgidee gee en dan rotse gekry. Nou,
baie belangrik met versreël 11. Die maar speel 'n baie groot rol in hierdie gedig, want dit is die draaipunt of die klimaks. So daar's 'n stygende beweging in hierdie gedig en dan met versreël 11 is daar die breekpunt. Dit is dan die maar wat sy voet gegly het onder die rotse. So dit is waar die tragedie dan begin van hierdie gedig. So as ek julle in die toets sal vra, waar is die draaipunt van hierdie gedig of waar begin die tragedie, dan wil ek vir julle hê julle moet vir my versreël 11 kan verduidelik en hoekom daai maar 'n groot rol speel. Dan vanaf reël 13 tot 16 is daar weer paarrym, vou, vrou, klowe, belowe en in hierdie strofe is die toon en die gedagte eensaamheid. Soos wat ons nou verduidelik het met versreël 11, daar's die draaipunt en nou is die toon en die gedagte eensaamheid want sy het haar liefde verloor. Haar liefde het gesterf want hy wou die blomvaal pluk. Soos julle kan sien, daar kom ook alliterasie voor van die W-klank. En wat belangrik is van hierdie W-klank, dit dui op die gehuil van die wind, om ook haar gemoed en haar hartseer te beklemtoon. Ek meen haar liefde het nou net, hy het gesterf, en hy die blomvaal probeer pluk, en die W-klank dui op die gehuil van die wind, wat 'n rol speel in haar gemoed en om haar hartseer te beklemtoon. Okay. Versreël 17 en 18 sal julle sien is dan die couplet van die gedig. Weereens herhaling kom voor, Elise o Elise, dit herhaal maar net haar naam en dit beklemtoon haar mooiheid. Okay. Baie belangrik, hierdie couplet som die gedig op. So in die laaste 2 versreëls kan mens nou sien wat sy eintlik wou bereik het. Elise het haar liefde verloor as gevolg van 'n rooi orgidee. Nou hierdie rooi orgidee speel 'n belangrike rol want dit wys haar selfsugtigheid, as ek dit so kan sê. Jy kan haar selfsugtigheid met die rooi orgidee verwys, as ek dit so kan sê. Deur haar selfsugtigheid het sy haar liefde verloor. Nou, wat ironies is van hierdie gedig ironie, Elise haar liefde vir die een gee wat die blom kon pluk vanaf die bergkrans, maar toe sterf die een. Toe sterf die een persoon wat haar hart kon wen. So ek sal sê, hierdie gedig is eintlik baie dramaties. Dis 'n mooi gedig, is mooi geskryf, maar die prentjie agter die prentjie is eintlik baie tragedies. Die tema en die boodskap, baie belangrik. Die tema is hoogmoed lei tot vernedering. Ek meen Elise het haar ydelheid en hoogmoed sy het hoë verwagtinge gestel vir die man van haar keuse, al was daar baie mans wat bereid was, en in hierdie proses het haar versoek dat hy die rooi orgidee vir haar moes bring tot sy dood gelei. Die boodskap agter hierdie gedig, baie belangrik, as ek vir julle vra wat die tema en die boodskap is agter hierdie gedig, 'n mens moet mooi dink voor jy eise aanstel, wat dalk onbereikbaar is en wat op die ou end jou eie en ander mense kan benadeel. Die toon en die stemming. Aanvanklik in die eerste paar verses of die eerste stuk van die gedig is die toon een van liefde of verliefdheid. Elise waar haar liefde gevind het, maar later met die verloop van die gedig verander dit na hartseer en jammerte toe sy haar liefde verloor het. Die stemming. Daar heers 'n stemming van verbasing en ongeloofdheid. Ongeloofdheid bedoelende, juis omdat Elise sulke moeilike eise stel. Sy wou gehad het, sy sou net haar liefde vir die een persoon gee, wat hierdie rooi orgidee vir haar kon bring. En dan later in die gedig met die klimaks, versreël 11, verander die stemming na hartseer en teleurstelling toe, waar liefde gesterf het.